Goeiedag, ek is Louis Jooste en ek groet u vanuit Olifantshoek in die naam van die drie-enige God, God die Vader, God die Seun en met die kragtige werking van God die Heilige Gees. Kom ons maak die oë toe en dan nader ons tot God in gebed. Almagtige Hemelse Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, kom ons ook in hierdie dag in nederigheid na u toe, Here. Dankie dat u vir ons gelei het in die lewe tot hiertoe. Maar baie dankie ook, Here, dat ons nou kan vergader rondom u woord. Dat ons kan hoor wat u vir elkeen van ons wil sê, Here. Ja, lê ook deur die kragtige werk van die Heilige Gees, Here, die regte woorde in my mond, dat ek sal spreek, Here, en dat dit sal lei tot die redding van siele, wat die ewige lewe nog moet ontvang. Ek bid alles in Jesus se naam, amen. Ons skriflesing vandag vind in Hebreërs 1, vers 1 tot 4. Ek sê weer, ons skriflesing vind die vandag in Hebreërs 1, vers 1 tot 4. Deur die jare heen het God nie stil gebly nie. Hy het gedurig met ons voorouers gepraat, deur spesiale boodskappers te stuur, en ook nog op baie ander maniere. Maar die tyd is nou ryp, dat God sy mense weer naby aan hom wil bring. Daarom het hy met ons kom praat deur sy seun Jesus, die Christus, aan wie God alles gegee het. Deur die seun het God alles gemaak wat bestaan. Wanneer jy na die seun kyk, sien jy eintlik vir God self en hoe wonderlik hy is. Die seun lyk net soos God. Hy sorg dat alles in die skepping bly soos dit behoort te wees. Want hy hoef nie net te praat en dan gebeur dit, of hy hoef net te praat en dan gebeur dit. Nadat hy gesorg het dat ons skoon gewas is van al ons sondes, is hy terug na die magtige en groot God in die hemel toe. Daar sit hy nou op die ereplek langs God. God het hom belangriker as enige ander hemelse wese gemaak. Daar is nie 'n hemelwese wat in status of posisie naby die seun kom nie. Hy is eenvoudig baie groter as hulle. Tot sover ons skriflesing. Nou, ons het die afgelope weke hier rondom van Kersfees af stil gestaan by die vraag, wie is Jesus nou eintlik? Ons het gedelf in Jesus se goddelike en ook in sy menslike natuur. Ons het gekyk na sy rol as middelaar, en heel aan die begin het ons gekyk na die feit dat Jesus ook Immanuel is, God by ons. In die aanbiedingsstukke het ons ook bevestig dat Jesus volgens die Bybel gelyktydig mens en God was, en dat hy voortyd by God in die hemel was, en self God is. Ons het ook geleer dat hy, die sondelose, vir ons sondes aan die kruis op Golgotha kom betaal het, sodat die wat in hom en in dit wat hy gedoen het vir ons op Golgotha glo, en dat ons sal breek met ons sonde, die ewige lewe van hom kan ontvang. Het is baie belangrik dat ons tot die besef sal kom, dat dit nie help jy sê jy glo in Jesus Christus nie, want daar is baie maniere waar jy op Jesus Christus kan glo. Nee, jy moet glo dat hy die seun van God is, dat hy self God is, dat hy vir ons sondes kom betaal het op Golgotha, en dan moet jy breek met jou sondes nadat jy dit bely het. Jy moet nie net elke dag sê ek is jammer, jammer, jammer en voortgaan met dieselfde sonde nie. Nee, dit is baie belangrik dat jy sal breek met jou sondes as jy die ewige lewe van God wil ontvang. Jesus het aarde toe gekom om die verbreekte verhouding van die mensdom as gevolg van die mens se sonde met God te herstel deur sy kruisdood. Sy lyding, sy sterwe, begrafnis en sy opstanding in die dood as oorwinnaar oor die dood, die sonde en Satan maak dit dus nou moontlik dat God se kinders ook vandag as oorwinnaars in Jesus Christus kan leef. Ek sê weer, dit maak vir ons dit ook moontlik dat ons as oorwinnaars in Jesus Christus
gaan leef, want Jesus Christus het alles vir ons oorwin. Ons moet net in daardie oorwinning bly leef. Na sy hemelvaart het Jesus nie gaan stil sit aan die regterkant van God die Vader om te rus nie. Nee, hy het dadelik begin om te werk. Een van die eerste take wat ons Here Jesus Christus in die hemel uitgevoer het, nadat hy daar aangekom het na sy suksesvolle tyd op aarde, was om saam met die Vader, die Heilige Gees, aarde toe te stuur, soos hy aan sy disippels beloof het. Ek lees vir julle Johannes 15 vers 26, wat Jesus hier sê, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, dit is die Heilige Gees, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Omdat Jesus ook God is, kan hy nie lieg nie, of nalat om te doen, dit wat hy beloof het nie. Numeri 23 vers 19. God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Iets beloof en dit nie uitvoer nie? Met Pinksterdag in Jerusalem, ongeveer 2000 jaar gelede, maak Jesus hierdie belofte van hom waar. Terwyl sy disippels daar in Jerusalem, die boventrek by mekaar is, die Heilige Gees word oor hierdie disippels uitgestort, en hulle ontvang krag, onbevrees tot die dood toe, onder leiding van die Heilige Gees, die evangelie van Jesus te verkondig. As ons mooi kyk na die geskiedenis van die 12 apostels, en het sluit ook daarby aan vir Paulus, dan sien ons dat hulle is werklik almal van hulle martelaars dood gesterf, behalwe Johannes. Johannes, die lieveling disipel, hy het 'n natuurlike dood gesterf en het ook baie oud geword. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul, waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Het is my baie belangrik dat die sal let hierop. Almal is met die Heilige Gees vervul, en het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Ons gaan nog baie praat oor die leiding van die Heilige Gees. Handelinge 2, vers 32 tot 33. God het hierdie Jesus uit die dood op laat staan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Is dit nie wonderlik nie? Hy is verhoog aan die regterhand van God, dis nou Jesus, en hy het die Heilige Gees, wat hy beloof het, wat hy by die Vader gekry het hy uitgestort. Hy het nie maar net 'n storieetjie vir sy disippels vertel, en daar gaan hy hemel toe, en aan hulle eie lot oorgelaat nie. Nee, hy is God wat nie kan lieg nie, en daarom het hy sy belofte nagekom, en die eerste ding wat hy gedoen het in die hemel, was om saam met die Vader, die Heilige Gees, oor die disippels uit te stort op Pinksterdag, sodat die werk van Jesus Christus, die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus, die stigting van sy kerk, die uitbreiding van sy kerk, hier op aarde kon voortgaan. Ons sien dus dat van die begin af, het Jesus met sy aankoms in die hemel, na sy hemelvaart begin werk, om sy beloftes aan sy kerk op aarde na te kom. Die voorspraak, die Heilige Gees, sal Jesus se werk voortsit, deur die getuienis van die disippels. Op so 'n wyse sal Christus se saak op die agenda van die wêreld bly, of hulle dit nou ook al aanvaar of verwerp. Jesus gebruik hier twee name sien ons vir die Heilige Gees, naamlik die voorspraak
en die gees van die waarheid. Die Griekse woord parakletos dui op iemand wat help. Die Heilige Gees bemoedig en versterk, terwyl hy terselfdertyd leer, herinner en onderrig. God borg self sy voortgang in die wêreld, want die Heilige Gees maak die vooruitgang, dit wil sê die groei van die kerk, moontlik. Die Heilige Gees help ons om te getuig van die waarheid. Dit is Jesus die Christus. Sonder om tyd te mors, het hy die Heilige Gees gestuur, sodat die redding van siele ononderbroke en onverpoost kan voortgaan, voortgesit kan word deur gehoorsame kinders van God, sodat die wat gered moet word, die ewige lewe kan ontvang. Jy sal onthou dat Paulus, toe Paulus in Antiochië was dit 'n teksvers wat aangehaal word in Handelinge, dat die wat die ewige lewe of die wat gered moes word, het die evangelie aanvaar. Hulle het die ewige lewe ontvang. So dit is ons plig om onder leiding van die Heilige Gees toe te sien dat hulle wat gered moet word, die ewige lewe kan ontvang, deurdat ons die evangelie uitdra aan hulle. Dit is nou ons, wat ons kant moet bring, om toe te sien dat die evangelie tot in die verste uithoeke van die wêreld verkondig word, in gehoorsaamheid aan God se groot opdrag. Feite wat van kardinale belang is, indien ons evangelisasiepoging suksesvol wil uitvoer, tot eer van God, is die volgende. Daar is 'n paar basiese begrippe, paar basiese dinge wat ons moet onthou en doen, wanneer ons die evangelisasie wil uitvoer op 'n suksesvolle wyse. Wanneer ons die woord, die evangelie wil deel aan hulle wat dit nog nie gehoor het nie, of selfs aan hulle wat dit al gehoor het, maar nog nie wil aanvaar nie. Evangelisasie word uitgevoer deur wedergebore kinders van God. Hulle wat gehoorsaam is aan die groot opdrag, soos ons dit vind, hoofsaaklik in Matteus 28 en in Handelinge 1. Evangelisasie word uitgevoer onder leiding van die Heilige Gees. Uit onsself is ons nie daartoe in staat om die regte persoon te identifiseer wat redding nodig het nie. En ons het ook nie, en ook het ons sonder die Heilige Gees se werking nie die vermoë om reddende woorde te spreek nie. Omdat ons nie vermoë het om dit onsself te kan doen nie, het Jesus Christus aan ons let wel, het hy aan ons die krag van die Heilige Gees beloof, en op Pinksterdag sy belofte nagekom, deurdat hy ook hierdie krag van die Heilige Gees aan ons beskikbaar gestel het. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ons moet hierdie evangelie met Jesus krag, met Heilige Gees krag gaan uitdra, want hulle gee aan ons hierdie krag. Ons moet nie net op 'n lustelose manier praat en sê, laat ons dit doen, want Jesus het ons die opdrag gegee nie. Nee, ons moet kragdadig preek. Ons moet kragdadig die evangelie uitdra. Lukas 24 vers 49. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het, die gawe is die Heilige Gees, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, dit was Jerusalem, totdat julle met krag van bo toegerus is. Uit onsself het ons nie die nodige krag om die evangelie uit te dra nie. As kinders van God het ons dus nou geen verskoning om nie te evangeliseer nie. Onthou, kinders van God, die dag met jou wedergeboorte het jy alreeds die Heilige Gees ontvang, en is die Heilige Gees alreeds in jou, en is die krag van die Heilige Gees alreeds in jou, en moet jy nou net in gehoorsaamheid gaan en die evangelie gaan deel met hulle wat dit nodig het. Dit is die krag van die Heilige Gees wat ons aanwend in ons evangelisasie uitreike. Ons is nooit alleen nie, want Jesus beloof ook dit aan ons, dat hy altyd teenwoordig sal wees wanneer ons evangeliseer. En ek sal met julle wees tot die einde van dae. 'n kort samevatting oor wat ons as wedergebore kinders van God moet doen wanneer ons evangeliseer. Nommer 1. Belangrik is om 'n evangelisasie kursus te doen, as dit enigstens vir jou
moontlik is. Dit help baie vir selfvertroue en om die teikenpersoon op die regte manier te benader. Ek het al van 1969 af begin evangeliseer, was ek betrokke by evangelisasie. Maar ek het eers in die jaar 2006 'n evangelisasie kursus gedoen. Toe kon ek eers uitvind, maar hoe verkeerd het ek opgetree? Nie dat die werk verniet was nie, maar daar was spesifieke goed wat die Here wil hê, wat jy moet doen. 'n Spesifieke, dit is 'n proses. Mens kan nie net instorm by iemand en vir hom sê, kom dat ek jou van die Here Jesus Christus vertel nie. Hy sal dalk dink jy's mal, maar dit werk nie so nie. Wanneer jy evangelisasie kursus deurloop, dan leer jy nie net die evangelie nie, maar jy leer hoe om die evangelie te deel. Dis 'n metode. Daar is 'n, net soos wat jy jou kind moet leer hoe om met 'n mes en 'n vork te eet, daar's 'n metode wat jy jou kind moet leer om met 'n mes en vork reg te eet. Net so is daar 'n metode wat jy moet leer hoe om evangelisasie reg te doen, dat dit die maksimum uitwerking onder leiding van die Heilige Gees vir die uitbreiding van God se koninkryk het. Ek sê weer, dit is belangrik om 'n evangelisasie kursus te doen as dit enigstens moontlik is. Dit help baie vir selfvertroue en om die teikenpersoon op die regte manier te benader. Aan die einde van hierdie boodskap vra ek nou vir u mooi, gaan maak 'n lysie. Bid daaroor en maak 'n lysie onder leiding van die Heilige Gees van persone wat, luister nou mooi, wat Christene is, maar wat deur hulle lewenswyse wys dat hulle verlore is en ongehoorsaam aan God lewe. Ons praat van sulke mense as nominale Christene, kulturele Christene. My pa en my ma, my oupa en my ouma grootjie, hulle was almal Christene. Nou is ek ook 'n Christen, maar van Christenskap weet ek niks en ek wil ook niks weet nie. Ek dien Mammon, klaar, end of story. Maak ook 'n lys van name van persone wat u weet nie gelowig is in Jesus Christus is nie. Maak hierdie lysies beginnende by u eie huisgesin, vriende, werkskollegas, kennisse en so voort. Hierdie leiding van die Heilige Gees, ten spyte van die feit dat God se kinders gevul is met die Heilige Gees, word slegs verkry wanneer ons bid daarvoor. Ons moet elke dag die Here vra vir die leiding van die Heilige Gees om aan ons die regte persoon aan te dui en om die regte benadering en woorde in ons midde te lê om die evangelie tot eer van God te deel. Ons hoef nie elke dag iemand in die straat voor die bors te gryp en te sê, luister, ek wil nou met jou oor Jesus Christus praat nie. Nee, wanneer jy tot God nader deur die werking van die Heilige Gees, bid vir sy leiding, dan sal jy dit kry. Daar gaan daar verby waar jy met niemand praat nie. Dit is verseker so. Ons het almal ander werke en in ons werkomstandighede is ons vanmôre gevra vir die Here om ons te lei, of ons vra die Here om vir ons krag en selfvertroue te gee om met 'n spesifieke persoon wat ons met die verstand wat die Here ons gegee het, al lankal geïdentifiseer het, wat nodig het dat hy of sy die evangelie hoor, dan sal die Here ons lei na daardie persoon toe. Maar ons moet die Heilige Gees se leiding soek in evangelisasie. Ons moet die Heilige Gees vra om aan ons te wys wie is die persoon wat hy of sy wil deel. Ja, dit gebeur sommer, ek wat baie straat evangelisasie doen, dit gebeur letterlik op straat. Jy stap by 'n persoon verby, dan is dit net asof die Heilige Gees vir jou sê, jy moet met daardie persoon praat, en dan draai jy om, en jy praat met daardie persoon, en daardie persoon luister, en daardie persoon vat 'n traktaatjie, jy het die saad gesaai. Die meeste van ons is saaiers. Die Here sal later die arbeiders instuur om die oes bymekaar te kom maak. Maar iemand moet die saad saai, daardie saad wat op goeie grond val. Dis ek en jy, dis waar dit begin. Die Heilige Gees sal vir ons wys waar ons moet saai. Deel die evangelie onder leiding van die Heilige Gees. Bid die Heilige Gees vir leiding terwyl u met die persoon die evangelie deel. Ja, ek wil net 'n oomblik hierby stil staan. Dit is nogal iets wat 'n mens jouself moet aanleer.
Jy het die Heilige Gees gevra om vir jou persoon na 'n persoon te lei met wie die evangelie gedeel moet word, en dan kom jy by hierdie persoon, maar terwyl jy met hierdie persoon praat, is dit asof die Heilige Gees nog steeds met jou in gebed kommunikeer oor wat jy moet sê. Jy kan fisies, terwyl jy met hierdie persoon praat, praat jy fisies ook nog met die Heilige Gees, want jy kan nie dit alleen doen nie. Dit is net onmoontlik. Sonder die Heilige Gees se teenwoordigheid kan ons dit nooit uit onsself doen nie. Ek sê weer, terwyl jy met hierdie persoon die evangelie deel, praat ook met die Heilige Gees. Bid vir die Heilige Gees terwyl jy daar met daardie persoon praat, dat hy ook sal hoor en dat hy sal verstaan wat jy sê. Bid die krag van die Heilige Gees vir die regte woorde en die aanbieding. Bid vir ontvanklikheid van die evangelie deur die persoon met wie die evangelie gedeel word. Dit is so belangrik dat ons nie net aan onsself sal dink wanneer ons evangeliseer nie, maar dat ons ook by die Hemelse Vader sal intree, dat die Heilige Gees daardie persoon met wie ons gaan praat ontvanklik maak vir die woord. Ja, dit is reg so. Ons het gebid dat ons Hemelse Vader, die Heilige Gees vir ons die persoon sal aanwys, maar ons moet ook nou verder gaan. Ons moet nie nou net daar stop nie, ons is nou by hierdie persoon. Daar's werk om te doen rondom hierdie persoon. Ons moet hierdie persoon ontvanklik kry vir die woord, en daarom bid ons ook die Heilige Gees vir die ontvanklikheid van die evangelie deur hierdie persoon met wie ons nou die evangelie deel. En terwyl ons deel, bid ons die Heilige Gees vir die regte woorde en die regte aanbieding. En bid ons die Heilige Gees terwyl ons daar met daai persoon praat, bid ons nog steeds dat hy ontvanklik sal bly, en dat hy voluit sal luister, en dat die woorde insig sal vind in sy verstand. Want onthou, 'n mens glo met jou verstand. Daardie dae van die Bybel wat hulle geskryf het van die hart, nee, die hart is 'n orgaan wat bloed pomp. Hulle het nie van beter geweet nie. Jy kan 'n afspraak maak, wanneer jy die Heilige Gees gevra het om vir jou na 'n persoon te lei, wat jy graag mee wil praat, dan kan jy met daardie persoon 'n afspraak gaan maak. Of net 'n vriendelike gesprek met die persoon begin. Indien die persoon nie eredienste bywoon nie, nooi die persoon saam met u. Ek weet van 'n oom daar in die ou Wes-Transvaal, twee ou vriende, hulle saam daar in 'n myn gewerk, en die een was in die kerk gewees, het gereeld kerk toe gegaan, maar sy ou vriend het nooit kerk toe gegaan nie, en het aan mekaar die Here gebid dat hierdie vriend van hom sal kerk toe gaan, en het sy vriend genooi kerk toe, Sondag om saam met hom te gaan, maar die vriend het altyd 'n verskoning gehad. En op 'n dag, toe kom die ou wat altyd so genooi het, toe kom hy in die kerk, toe sit hierdie genooide vriend van hom alreeds in die kerk. En daardie persoon kom terug kragtadig tot bekering, en hy raak 'n steunpilaar in daardie gemeente. Ons moet volhard in gebed. Ons moet nie tou opgooi op 'n persoon wat ons weet die Here in sy of haar lewe nodig het nie. Ons moet nooit tou opgooi nie. Die Heilige Gees se werk is daarin om daardie persoon af te sny uit ons gebede uit. Maar solank daardie persoon in ons gebede bly en in ons verstand bly, dan moet ons vra vir daardie persoon se redding. Vat byvoorbeeld Augustinus, die ou kerkvader, wat 'n rowwe lewe regel, en sy ou moeder het vir hom gebid. Dit klink so iets soos 31 jaar, en dank na haar afsterwe het hy eers tot bekering gekom en het die grootste kerkvader in die moderne tyd geword. Dit is van kardinale belang dat u 'n saaier sal wees van die evangelie. Vertrou die Heilige Gees om deur u God se groot opdrag suksesvol uit te voer. Paulus skryf aan die gemeente in Korinte, 1 Korintiërs 3 vers 6. Ek, Paulus, het die saad van die evangelie in julle harte geplant, en Apollos het dit nat gehou, maar dit was God wat gesorg het dat die saad groei. Wie dink julle is nou die belangrikste van hierdie drie? Natuurlik is dit God wat daardie saad lewe gee en dit laat groei. U gaan dalk nie sukses op die saaipoging sien nie, maar u het u deel in gehoorsaamheid aan God se groot opdrag gedoen. God deur die Heilige Gees doen die res. Wanneer 'n visserman gaan visvang,
is daar 'n paar dinge wat hy doen, om seker te maak dat hy ten minste iets gevang kry. Al die visgery moet regwerk, en die regte tipe wees, vir die soort hengel, en soort vis wat gevang wil word. Verder baie belangrik moet die gebied waar die vis gevang moet word, ook bepaal word. Verder moet die aas op so 'n manier voorberei word, dat dit so aanloklik vir die vis is, dat die vis die aas gulstig sal vat. Dit is belangrik, dat die visserman sal weet watter tipe aas om te gebruik. Daarom moet die voorbereiding daarvan goed en reg wees vir die tipe vis wat gevang wil word. Om 'n visserman vir die koninkryk van God te wees, moet ons onsself ook voorberei vir die taak wat voorlê. Ons eerste vraag wat ons onsself moet afvra is, wat moet ek vertel aan die persoon wat die Heilige Gees aan my uitgewys het om die goeie nuus van die evangelie mee te deel? Wat is die aas wat ek moet uitgooi na hierdie persoon toe? Want ek is nou klaar in die gebied, klaar in die gebiedswaters waar hierdie vis is. Wat is nou die aas wat ek moet gebruik? Tot sover hierdie week. Volgende week DV, gaan ons voort met hierdie gesprek. Met die gesprek oor hoe ons iemand lei na Jesus Christus in gehoorsaamheid aan God. Hoe ons aan hierdie persoon die evangelie deel. Wat ons vir hierdie persoon moet sê. Want daar is nogal 'n paar dinge wat 'n persoon moet hoor om van sy ongelowige lewe te verander na 'n kind van God toe. Onthou, God gebruik ons as sy mondstuk om die werk vir God se koninkryk se uitbreiding hier op aarde te doen. Ons moet die regte woorde gebruik wanneer ons met 'n ongelowige, maar ook met 'n nominale Christen praat. Ja, nominale Christene is nie maklik om mee te praat nie, want hulle glo mos nou in Jesus Christus. So daar is 'n paar dinge wat ons rondom dit ook moet leer. Daardie broer, daardie suster van jou wat in dieselfde Christenhuis as jy groot geword het, maar wat besluit het om die wêreld te dien, eerder as om kind van God te word. Dit is moeilik om daardie persoon na Jesus te lei. Maar met die Heilige Gees is niks onmoontlik nie. Tot sover vir vandag. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons 'n paar gedagtes kon wissel rondom die uitdra van die evangelie. En dit is so 'n opwindende taak. Daar is soveel uitdagings, Here. Ja, en die eerste uitdaging wat ons het by die uitdra van die evangelie is om oor ons eie skaamte te kom. Om vir ander te wys, maar ek behoort aan Jesus Christus, is blykbaar die grootste probleem wat mense het. Om oor Jesus Christus en sy redding te praat, is blykbaar die grootste probleem wat mense het om met ander oor te praat. Want hulle is te skaam oor wat sal hulle familie en hulle vriende van hulle dink. Dis nie waaroor die probleem gaan vir ons, Here. Dit moet gaan oor wat dink U van ons as ons dit nie doen nie. Want U sê vir ons in die woord, as jy jou skaam vir my, gaan ek my skaam op die dag wat dit nodig is, voor my Vader vir jou. Help ons, Here, om daardie lysie te gaan maak. Ons ken almal mense. Ons ken almal mense, Here, wat nie volgens U verordeninge en wette wandel nie. Ons ken almal mense wat nie in Jesus Christus glo nie. Maar ons ken ook almal mense wat sê hulle is Christene, maar hulle lewe volgens die wêreldse reëls. Help ons om daardie lysie onder leiding van die Heilige Gees te maak, sodat ons ook volgende week kan hoor hoe ons met hierdie mense moet kommunikeer, hoe ons die evangelie aan hulle moet deel, sodat ook hulle deel van die huisgesin van God kan word, sodat hulle ook deel kan wees van die erfgenaam saam met Jesus Christus van die ewige lewe, Here. Bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Tot die volgende keer. Lekker dink, lekker huiswerk doen. Onthou jy die huiswerk? Jy moet die lysie gaan maak. Maar bid eers die Heilige Gees voor jy daardie lysie maak. Dankie dat jy geluister het. Praat volgende week weer met u.
mooi loop.